Hallo maatjies. Vandag ontdek ons wat 'n duinebesie is. Lukas is terug met sy wonderfiets en 'n nuwe avontuur. Lukas en sy wonderfiets gaan strand toe. Kommerwekkende besoedeling op ons strande en die publiek se samewerking word gevra om dit te help bekamp. Papa, wat is besoedeling op ons strande? Kan jy mense papiere, plastiek en bottels op die strande laat rond lê en nie in die vullisdromme gooi nie. Ja, en as daar nie vullisdromme is nie, moet hulle dit saamneem huis toe en dan daar gaan weggooi. Is die plastieksakke, bottels en papier wat hier in ons dorp langs die straat lê ook besoedeling? O ja, vuil strate, vuil lug, vuil geboue, vuil strande. Dis alles besoedeling. Jeeg, ek kan altyd my bottels en papier hier by die huis kom weggooi. Nou ja, Lukas, wil jy bietjie buite met jou fiets gaan ry? Ek en pappa gaan begin kos maak vir aandete. Dis lekker. Kan ek om die huis se hoek ry? Lukas ry vinnig om die hoek van die huis en wanneer hy om die hoek gaan, verander sy fietsie in 'n beach buggy. Of soos ons in Afrikaans ook sê, 'n duinebesie. My fiets, sien ek reg, is jy nou 'n beach buggy? Dan kan ek mos na die strand toe ry. Kyk net hoe mooi is dit hier. Help, help! Wie roep so? Ek moet gaan help. Hy kyk deur die verkyker of hy iets of iemand in die water sien. Dit lyk nie of dit iemand in die water is wat so roep nie. Slakkie, is dit jy wat so roep? Nee, dit is nie ek nie. Wat is dit wat jy gehoor het? Ek het gehoor iemand skree, help, help! Help, help! Kom ons luister saam en dan kan ons agterkom waar die geroep vandaan kom. Help, help! Ek dink dit kom daar van die rotse se kant af. Dit klink of iemand baie bang is. Kom saam en dan gaan kyk ons. Lukas en die slak stap na die rotse. Op die kant van die rots sit 'n groot en kwaai krab. Hallo krab. Is dit jy wat so om hulp geroep het? Lyk ek vir jou soos 'n bankseedier wat nie vir myself kan sorg nie? Ek het niemand se hulp nodig nie. Slakkie, dit lyk my nie die geroep. Slakkie, waar is jy? Lukas kyk rond om met die seeslak te praat, maar net toe die slak die krab hoor praat, het hy homself vinnig in die sand ingegrawe. Sê jy hier's 'n seeslak naby? Dis mos lekker kos vir my. Nee, wag nou krab. Hier ergens is iemand wat ons hulp nodig het. Kom ons luister saam en dalk kan ons agterkom waar die geroep vandaan kom. Help, help! Dit klink of iemand baie bang is. Kom saam en dan gaan kyk ons. Lukas en die krab stap om die rotse na die poeltjie water. Ek sien niks, sien jy iets? Help, help! Wag, kyk mooi. Daar swem 'n visie in die plastiekbottel. Hy lyk baie bang. Help, help om my asseblief hier uit te kom. Kom visie, ek kom. Lukas klim in die poeltjie en haal die bottel uit die water. Hy gooi versigtig die water en die visie in die poeltjie. Die visie is baie bly om uit te wees. Baie dankie dat jy my gered het van die plastiekbottel. Ek sou nooit sonder jou hulp uitgekom het nie. Maar visie, hoe het jy daarin beland? Mense het die plastiekbottel net hier laat lê. Ja, julle het vinnig in en uit die bottel geswem. Te lekker. En wat het toe gebeur? 'n Groot brander het oor die potjie gespoel en die bottel onderstebo gedraai. Die opening het in die sand vasgesteek. My maatjies kon almal betyds uitkom, maar ek kon nie ook uitgeglip nie. Toe word ek hier vasgekeer. Maar visie, nou is jy weer vry om te swem net waar jy wil. Pas maar net op vir plastiekbottels en plastieksakke wat mense so laat rond lê. Dit kan gevaarlik wees vir al die seediere. Ja, en oppas ook vir die krab. Hy is altyd honger vir sagte slakvleisies en klein visies. Is ek ook baie honger. Dis tyd dat ek moet huis toe gaan. Totsiens julle. Lukas klim in die beach buggy en ry huis toe, met dieselfde pad as waarmee hy gekom het. Toe hy by die hoek van die huis kom, verander die beach buggy weer in sy fiets.
Die keer is hy glad nie verbaas nie. Hy glimlag net breed en stoot sy fiets tot op die stoep. Papa, mamma, ek en die krab, o ja, en moenie die slakkie vergeet nie, het vandag 'n visie gered. Hy was in 'n plastiek bottel in 'n poeltjie water vasgekeer. Dit lyk my jou fiets het jou vandag weer op 'n wonderlike avontuur geneem. Ja, papa, en dit het my geleer dat besoedeling baie gevaarlik vir seediere kan wees. Laat dit nou vir ons almal 'n les wees. Besoedeling is gevaarlik vir mens en dier. Ek is net bly jy en die visie is veilig, elkeen by sy eie huis. Ons hoop julle het hierdie storie geniet soveel soos wat ons geniet het om dit te maak. Ons het nog baie meer avonture om te deel. Moenie vergeet om die video te like en subscribe nie. Tot volgende keer en onthou, gebruik altyd jou verbeelding. Met elke woord 'n bietjie geskiedenis, 'n boere meisie se lied vol plesier en mis. Onthou jy die aande vol sterre daarbo, wanneer ons sit en lag, almal kalm en vernoot.